Goeiemôre. Jy luister nou na die 50ste en die laaste oordeenking van hierdie reeks deur die oë van 'n kind. Ons tema vanoggend is: Wag onder die ster. Ek lees net weer voor uit die heel laaste paragraaf van die Klein Prinsie. Die volgende tekening is vir my die mooiste en die hartseerste landskap in die hele wêreld. Dit is dieselfde landskap as die een op my vorige tekening, maar ek het dit weer geteken sodat julle goed daarna kan kyk. Dit is die plek waar die Klein Prinsie op die aarde verskyn het en later weer verdwyn het. Kyk mooi na hierdie landskap, sodat jy dit sal herken as jy ooit in Afrika deur die woestyn reis. En as jy toevallig daar verbykom, moenie haastig wees nie. Ek smeek jou, wag net 'n rukkie reg onder die ster. En as daar dan 'n kind na jou toe kom, as hy glimlag, as hy goue lokke het, as hy nie antwoord as jy hom iets vra nie, dan sal jy weet dis hy. So ek vra jou mooi, verlos my van hierdie hartseer. Skryf tog gou vir my dat hy teruggekom het. En so het ons aan die einde gekom van ons reeks oor die Klein Prinsie. Ek moet erken, ek het gewoonlik die gevoel dat wanneer 'n reeks die einde bereik, dat dit goed is en reg is en dat dit klaar is. Maar op 'n manier voel dit vir my of die Klein Prinsie 'n groter afskeid is. Die prinsie het my bly betower met nuwe verrassings en metafore. Die verhaal is ontsaglik goed en diep geskryf. Dit voel dikwels, nee, die hele tyd of daar nog diepere nuances lê. Ek dink ook die feit dat dit in Afrika afspeel, het 'n ekstra dimensie gebring vir ons wat hier aan die suidpunt van Afrika bly. Vir Saint-Exupéry, die skrywer, eindig die Klein Prinsie waar sy eie spirituele ontwaking begin het, naamlik toe sy eie vliegtuig in die Sahara-woestyn neergestort het op die 30ste Desember 1935. In die boek wat hierdie een voorafgaan, Wind, Sand and Water, skryf hy hoe daardie ervaring van dae sonder water, dehydrasie, hitteuitputting, hallusinasies en die werklike besef van jou eie sterflikheid, sy lewensperspektief vir altyd verander het. Dit het 'n blywende indruk op hom gemaak. Sy perspektief op die lewe oneindig verdiep en die besef dat die waardevolste dinge in die lewe dit is wat nie met die oë gesien kan word nie. Tydens daardie hallusinasies het hy onder andere 'n verbeeldingryke ontmoeting met 'n jakkals gehad, wat, soos ons gesien het, 'n sleutelrol gespeel het in die Klein Prinsie. En die woestyn was vir hom juis die betowerende plek, die sleutel tot lewe. In die ongenaakbare, uitgestrekte leegheid van die woestyn, lê daar 'n volheid van lewegewende waarheid versteek. Die feit dat hulle na dae se rigtinglose ronddwaal in die uitgestrekte woestyn deur Beduïne gevind is, het sy geloof in menslike goedheid laat herleef. Ja, en soos ek gesê het, ook 'n spirituele ontwaking laat beleef, wat voortspruit uit sy geloof in God. Wat is die kans dat as jy op 'n kaart kyk hoe groot die Sahara-woestyn is, dat jy ooit gevind sal word deur 'n ander mens in daardie uitgestrekte woestyn? En toe hulle daar op die sand lê op hulle laaste, en hierdie gesigte sien van die nederige Beduïne, was daardie reddingsmoment vir hom 'n diepliggende spirituele daad. Teen die dekor van die hartverskeurende gebeure van die Tweede Wêreldoorlog staan die figuur van die Klein Prinsie met sy boodskap van liefde, kinderlike onskuld, wysheid en menslike verbintenis. 'n Absolute lig in die duisternis. En Saint-Exupéry sluit sy boek af met 'n appel wat hy rig aan jou. Kyk mooi na hierdie landskap.
sodat jy dit sal herken as jy ooit in Afrika deur die woestyn reis. Moenie haastig wees nie. Ek smeek jou, wag net 'n rukkie reg onder die ster. En as daar dan 'n kind na jou toe kom, en nou word alles met eens duidelik. Die klein prinsie is ook jou kind. Die klein prinsie is ook jou kind. Om onder die ster te gaan staan, is 'n appel van die skrywer om op die uitkyk te wees vir jou eie kind, jou eie klein prinsie, jou eie klein prinsessie. Het jy jou kind langs die pad verloor? Of het jy jou kind behou? En as jy jou kind verloor het, hoop Saint-Exupéry en ek saam met hom, dat jy jou kind opnuut gevind het. Om onder die ster te staan is die verteller se oproep, dat ons nooit moet toelaat dat die kind verlore raak in die grootmenswêreld nie. Dat ons nooit moet ophou droom nie. Dat ons nooit moet glo dat die rommel van die oorlog van hierdie wêreld die begin en die einde is van wie ons is nie. Want dit is nie. Selfs in die grootste oorlog en ramp van hierdie wêreld, stap daar 'n klein prinsie deur daardie rommel rond. Dit is om ons geloof te behou, geloof in God, en ook geloof in die feit dat God ons goed geskape het, dat ons menslikheid en medemenslikheid die deurslag sal gee elke liewe keer. En as jy rondom jou kyk, en moedeloos word met die wêreld, onthou dat die klein prinsie deur die wanhoop van die Tweede Wêreldoorlog geloop het, gestaan het, geleef het. Ek glo dat die Here deur sy Gees vir Saint-Exupéry geïnspireer het om hierdie merkwaardige boek, Die Klein Prinsie, te skryf. So Saint-Exupéry sluit dan af. So ek vra jou mooi, verlos my van hierdie hartseer. Skryf tog gou vir my dat hy teruggekom het. Wat sal jy terugskryf vanmôre? Ek weet ek sal. Liewe Antoine, die klein prinsie het teruggekeer en hy leef. Ek het in die eerste oordenking begin met Laurika Raag se woorde en ek sluit graag daarmee af. Selfs die donkerste nag sien 'n kind as blou en swart steenkoolgrys sien hy effens grou. Want wie staan nou bang vir goed wat jou kan vang as pappa jou styf vashou? Sien 'n reënboog in droë woestyn, 'n glimlag wat breek deur die pyn. Jy vra waar's die hoop en ek wys jou die son wat die oë van 'n kind sien skyn. Ek's bang vir die kraai wat die tyding bring, maar kinders kyk oor hom, hoor engele sing. Ek wens ek kan reis op die gisterwind, om weer te kan sien soos 'n kind, om weer te kan sien soos 'n kind, om weer te kan sien soos 'n kind. Kom ons bid saam. Ons gebed sluit af met die woorde of die gebedswoorde van Dietrich Bonhoeffer, iemand wat self in die Tweede Oorlog geleef het en omdat hy opgestaan het vir die wil van die Here, op die 9de April 1945 deur Hitler tereggestel is. Hier is die gebed van Dietrich Bonhoeffer. Vader in die hemel, vroeg in die môre roep ek tot U. Gee my woorde om met U te praat. Help my om my verwarde gedagtes by U te bepaal. Ek kan nie op my eie bid nie, Here. In my is daar donkerte, by U is daar lig. Ek is eensaam, U verlaat my nie. Ek voel nietig en bang. U laat my nie alleen nie. Ek is rusteloos. By U is daar vrede. Ek vind bitterheid in my hart. U leer my geduld.
U weë is vir my onbegryplik, maar ek weet, U ken die pad waarop ek gaan. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde, 'n geseënde kort vakansietjie en dankie dat jy ingeskakel het vir hierdie reeks deur die oë van 'n kind.